Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, wanneer dit kom by die diere, is dit maar baie keer soos wat dit ook maar die kinders in een huisgesin gaan. Daar is gewoonlik een wat baie meer gewaagd is en baie meer kansse sal neem, en dan is daar ander wat nou baie meer versigtig is. En in die natuur werk dit nou maar onder die cheetahs ook so, dat daar gewoonlik een is wat so bietjie brawer is as die ander. Nou dit kan tot voordeel dien, dit mag karakter bou en dit mag sekerlik help met die jag vorentoe, maar wanneer die braafheid te braaf word, kan hulle baie keer hulle lewe verloor wanneer hulle in die omgewing van die leeu's of 'n luiperd of 'n hyenas of selfs die wilde honde dan ook kom. So liewe vriende, wil ons dan ook graag vandag met u deel onder hierdie tema of hierdie gedagte wat daar dan is, gewilligheid. Nou liewe vriende, ons moet sekerlik gewillig wees om tot eer van die naam van die Here ook so te leef. En nou moet ons gewillig wees sekerlik om God te behaag in alles wat ons doen. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, en wat jy van my gehoor het en onder baie getuies, vertrou ek toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. So liewe vriende, ons moet sekerlik gewillig wees om God te behaag in alles wat ons doen. Of ek verdrukking moet ly, en of dit goed gaan, maar ek moet bereid wees om daardie getuie te wees, wat die Here altyd kan gebruik tot eer van sy wonderlike naam ook. Dit is ons voorreg, dat ons dit sekerlik kan doen. Dis wanneer ons nie gewillig is nie, wanneer ons baie skade sal ly in ons eie lewe. Daarom vra die Here van ons 'n gewillige hart, en wanneer ons gewillig is, kan die Here vir ons ook so gebruik. Dan liewe vriende, ook moet ons gewillig wees om te werk vir die Here. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Is dit nie wonderlik nie, liewe vriende, dat wanneer ons gewillig is om te werk vir die Here daardie werk sekerlik sal seën. Die Here vra nie hoe bekwaam ons is nie, hy sal ons bekwaam maak. Die Here vra hoe gewillig is u om vir hom te werk. Nee, dit beteken nie dat ek nou in die bediening op een of ander manier moet ingaan nie, maar sekerlik net daar waar ek is, om daar vir die Here te werk. Om by mense te hoor, waar staan hulle met die Here? Is hulle verhouding met die Here reg? Gewillig om te werk vir die Here, om vir iemand anders te bid, vir iemand anders in te tree, om hulle te help, te ondersteun. Liewe vriende, dit is die werk wat ons vir die Here sekerlik so moet doen, sodat siele ook by die Here mag uitkom. Dan liewe vriende, ons moet ook gewillig wees om saam te werk. Jy weet daar in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot vers 8 staan daar, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. So liewe vriende, so moet ons gewillig wees om so saam met ander te werk vir die Here. Dis nooit net een nie. Ons moet saamwerk. Inteendeel, daar's baie kere wat mense nie gewillig is om saam te werk nie, liewe vriende. En ag, hoe vang die duiwel die kerk nie? Hoe vang die duiwel nie kinders van die Here, dat die werk van die Here geweldig baie skade ly? En daarom moet ons sekerlik leer om saam te werk, sodat die Here ook verheerlik sal word dan. Dan die laaste, liewe vriende, wil ek net hierdie lees vir u. Oor gewillig, Rigters 5 vers 9 sê, my hart is vir die aanvoerders van Israel, wat hulle gewillig betoon het onder die volk, prys sy naam. Mag die Here sulke mense onder ons vind, wat hulle gewillig betoon om die werk van die Here te doen, en mag die naam van die Here altyd so geprys word. Jesaja 1 vers 19 sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. En mag ons ag gee op die woord van die Here, en so sy seën ook ervaar. Kom ons bid. Baie dankie ons dierbare Here, dat u in ons werk, dat u ons verander om so gewillig te kan wees, en ons bid dit Here, dat u in ons as die kinders so sal werk, om altyd gewillig te wees, bereid om u werk te doen. Amen.